terwyl van die opname, dis Dominee Frans Joubert van Lewende Hoop, bedieninge wat met u praat op 26 April 2026. Ons tema is die verhoudingsgebod. Nou, hierdie boodskap bevat eintlik baie sterk lering, wat ek glo by die volk moet uitkom, en dis moet jy asseblief ook goed oplet, konsentreer. Nou, ons het amper 'n soortgelyke boodskap gebring, ek dink so 'n dekade gelede, en voel is nodig om so 'n bietjie daarop uit te brei in hierdie tydsgewig, want dis regtig baie belangrik. En terwyl 1 Korintiërs 13 baie belangrik is, ons het dit aangehoor vanmôre, gaan ons nie daaroor praat vandag nie. En dis om by die huis te gaan bestudeer. Kom ons bid saam. Ons kom buig weer eens in hierdie herfstoggend voor u. En wil u verheerlik en die naam groot maak, want u is wonderbaar. U is raadsman, u is sterke Elohim, u is ewige Vader, en u is die vredevors. U as ons skepper verlosser, Messia Yeshua, en as die Heilige Gees, die Ruach wat in ons woon. Dankie weer eens vir u groot genade aan ons bewys op Golgotha, en vir u onmeetbare liefde vir ons as die volk en vir u kinders. Terwyl ons gaan kyk na gebooie as u wette, leer ons dan ook vandag om ons verhoudings reg te kry met u. En mag ons nader getrek word deur u liefde, sodat ons verhouding met u sal verinnig. In die naam van Messia Yeshua, Amen. Ons gesels eerstens vandag oor die 7de gebod. En weet jy, dit word 8 maal gegee in die Bybel. Hierdie 7de gebod lees ons in Exodus 20 vers 14, wat ook vir ons herhaal word in Deuteronomium 5 vers 18, Matteus 5 vers 27, Matteus 19 vers 18, Markus 10 vers 19, Lukas 18 vers 20, Romeine 13 vers 9, en Jakobus 2 vers 11. Kom ons lees al hierdie 8 verse. Exodus 20 vers 14 sê, jy mag nie egbreek nie. In Deuteronomium 5 vers 18 sê, en jy mag nie egbreek nie. Matteus 5 vers 27, julle het gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Matteus 19 vers 18, hy vra hom, watter? En Yeshua sê dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Markus 10 vers 19, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. En let op, Messia, meeste van die tyd, hierdie eerste gebod wat hy aanhaal, is jy mag nie egbreek nie. Dit is voorrang geniet, of kan 'n mens sê, belangriker wees as dalk aan die ander? Ek vra net. Lukas 18 vers 20, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. Romeine 13 vers 9, want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis die opdrag en samevatting wat ons in 1 Korintiërs 13 kry. Jakobus 2 vers 11, want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Nou hierdie 7de gebod word baie eksplisiet in beide die Ou en Nuwe Testament vir ons 8 keer voorgehou. 2 keer in Exodus en in Deuteronomium en 6 keer in die Nuwe Testament. En elke keer omtrent gaan dit, wanneer die gebooie genoem word, dat dit eerste genoem. Dis amper elke keer, net 1 keer nie. Die een rede is dat Yeshua Messia of dan Yahweh Elohim is gister en vandag
en môre tot in alle ewigheid dieselfde. Hy verander nie. Hebreërs 13 vers 8 bevestig het, en dan staan daar in Jakobus 1 vers 17, as nie 'n skadu van omkeer nie. Kom ons lees die twee tekste. Yeshua Messia is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe of geskenk daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. So duidelik is hierdie 7de gebod baie belangrik as dit 8 keer in die skrif genoem word. Maar wat sê dit? Wat staan regtig daar? Nou in die meeste vertalings, soos ons hier gelees het 'n paar keer, jy mag nie egbreek nie. Op die Engelse vertaling staan daar, thou shalt not commit adultery. En nou is dit in gegee wat in sommige Engelse vertalings, soos die Anointed Standard Translation and the Truth Unveiled, staan daar, you will not mongrelize. Met ander woorde, jy mag nie verbaster. Ons gee hom vir jou op die bord. Maar baie mense se gemoedere is daar 'n groot verskil tussen hierdie verskillende vertalings. En ons sal sien dat dit te wyte is aan, ek wil sê, doelbewuste afwatering van die woord egbreek, of dan op Engels adultery. Nou die Griekse woorde in die Septuagint, wat waarskynlik die korrekste en mees autentiekste Bybel geskrif is, en in die Griekse Nuwe Testament van verskeie MSS geskrifte, is die woord ou moiouseis, soos snaakse tongknoper. Nou in die Latynse Vulgaat, wat ook gebruik word deur die vertalers, is Exodus 20 vers 14 vertaal as non muchaberes, en in Romeine 13 vers 9 as non adulterebas. In Exodus 20 vers 14 in Hebreëus is dit nou af. So op ligte trant. Die verhouding is nou af. As jy egbreek gepleeg. Dis af. Mens sien dat die Latynse woord muchaberes is 'n getranslitereerde vorm van die Griekse woord moichou. En ek weet dit is dalk 'n bietjie vervelig hierdie Griekse en Hebreëse en Latynse woorde, maar dit is basies dieselfde betekenis dan as die Griekse woord. Wat belangrik is dat die woord adulterabus is 'n vorm van adultero, wat die Latynse woord is, maar die meeste gebruik word om die Griekse woord moichou te vertaal. Die kort woordjies vooraf, ou en non in Latyn is bloot die negatiewe voorvoegsel of vorm daarvan, en dit dui op daarop, dis 'n nee, dit mag nie, né? Dus, Exodus 20 vers 14 en Romeine 13 vers 9 is die Griekse moichou en die Latynse adultero van krag. Nou, wat sê die woordeboeke wat dit beteken? En ek het onlangs vertel, ek het 2 stelle gekry, sulke konkordansies, 12 en 10 volumes, wat vir jou oor 'n woordjie tot 10, 15, in een geval tot 25 bladsye, word net aan die een woordjie gedoen. Mens skrik as jy sien hoe wyd is die Grieks en die Hebreëse taal veral. So, die woordjie egbreek, moichou, op Engels staan daar, in hierdie Griekse teologiese woordeboek van die Nuwe Testament, wat deur 'n baie groot teoloog Gerard Kittel geredigeer is en in Engels vertaal is deur Geoffrey Bromley. Hulle is baie gerespekteerde geleerdes in die akademiese kring. Daar staan op Engels the intermingling of animals and men, all of different races. En dit het in die geskiedenis van die Bybel plaasgevind. Dan in Afrikaans staan daar vry vertaal, die meng of verbastering van diere en mense of tussen verskillende rasse. Dis die klassieke definisie van die woord egbreek, mongrelization of dan verbastering in Afrikaans. Dus die Griekse en die Nuwe Testament, die MSS geskrifte en die Griekse Septuagint van die Ou Testament, stem absoluut saam oor hierdie vertaling. So in Afrikaans moet daar staan, jy mag nie egbreek, verbaster of vermeng nie.
Die woordjie net egbreek is te min om dit te omskryf. So met die Griekse woorde en vertalings uitgeklaar, wat sê die Latynse Vulgaat, want dis wat die vertalers ook gebruik algemeen. Nou daarin verskyn die woord adulterus, soos ek reeds gesê het, en die mees gesaghebbende woordeboek, huidig is die Oxford Latin Dictionary. Daar staan op Engels, to mix a substance or a kind, with another, adulterate, to impair the purity or strength of, to give a variety of appearances, to change, to corrupt, to debase. Dan in Afrikaans, om te vermeng 'n wese of soort met 'n ander, verbaster, om die sterkte of krag as ook suiwerheid te verswak en te benadeel van, en om 'n verskeidenheid van voorkoms te gee, om te verander, te verdorwe, vervorm, verlaag, vervals, verdierlik. Met ander woorde, hierdie woorde van toepassing op mense is en kom neer op verbastering en vind ons dus eeuweoue samehang en ooreenstemming tussen die Grieks en die Latyn en die Hebreëus. Dit stem almal saam. Net so, ek wil sê tragiese ligtertrand. In ons omgewing het daar 'n man gebly en hy was so regte AWB, altyd 'n skaapbout hier op sy sy, groot gewees. Kakie kleur, rooi hare, blou oë. Dit is die skop, hy het met 'n Indiër dame getroud. En waar die staan, verskeidenheid van voorkoms. Die oudste seentjie, rooi hare en blou oë en 'n blanke ligte vel. Die tweede enetjie lyk toe ongelukkig na mamma. So bietjie, en het snaaks ook tot die nasale praat. Donker, swart oë, blas vel. Regtig amper so donker soos hierdie kateder. En dis verskeidenheid van voorkoms wat gebeur met verbastering. Nou met hierdie gesaghebbende bronne betreffende Bybelse, Hebreëus, Grieks en Latyn, deur slegs die woorde na te slaan, sien ons dat hierdie gebod ook eksplisiet rassevermenging en verbastering teenspreek, wat verdwyn in die kerkwêreld. Wat is die gevolge van rassevermenging, van egbreek in die oorspronklike vorm? U almal weet, daar is dan 'n baster nageslag waaroor die woord ons Bybel baie spesifieke uitspraak lewer. Let wel, dis nie ek wat so sê nie, dit staan in God se woord self, né? Nou ons gaan vir u lees Deuteronomium 23 vers 2. Interessant, 23 in die negatief en getalle leer staan vir dood. En 2 is getuie. Kom ons lees dit. Geen baster mag in die vergadering van Jahwe kom nie, selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van Jahwe nie kom nie. Nou die woord baster is vertaal vanuit die Hebreëse woord mamzer, wat beteken 'n kind gebore uit 'n Adamiet en 'n nie-Adamiet. Nou in die enger vorm vanuit 'n Israeliet en 'n nie-Israeliet. Nou in gewone taal, iemand gebore vanuit 'n blanke en iemand wat nie suiwer blank is nie, soos vanuit die ander en die donker rasse. Dis baie eksplisiet so genoem. Die nuwe vertaling vertaal dit weg. Jy kan gaan lees wat daar staan. Die onegtelike geslagsgemeenskap. Dis nie wat daar staan. Nou, almal behoort in hierdie tyd te weet wat hier voor my is en wat luister, dat die woord Adam beteken rooi grond, bloesend of iemand wat kan bloos. En dis slegs blankes wat dit kan doen, as 'n ras. Né? Om nie te kan bloos nie, diskwalifiseer dan so wat 90% van die aardbol se bevolking as nie Adamies. En daarom moet ons ook uitverkiesing in diepte verstaan. En dis die Almagtige wat kies en jy en ek en almal moet daarby berus. Nou dan, hier staan in daai teksie, selfs sy 10de geslag. En 10de geslag kan 'n mens ook vertaal met nooit nie. Want dit is wat dit beteken. Dit staan in Strong's
6224 en H1755, waar laasgenoemde woord beteken op Engels vertaal is evermore, or nevermore, or never. So, die baster mag nooit in die vergadering van die Almagtige inkom nie. En dis 'n baie kras woord, wat groot aanstoot gee in hierdie land, en ek dink een vir die dae sal ons dalk vervolg word daarvoor as jy dit sê, soos reeds in baie plekke in Europa en in Kanada. Hulle sluit die ouens nou toe as jy op die straat Bybel lees. Daar's hele klomp mense wat toegesluit is die laaste 5-6 jaar, oor hulle in die publiek 'n Bybel gelees het, of aangehaal het selfs. Hoekom mag hy nooit inkom nie? Want verbastering is een van die sondes teen die Heilige Gees. Sal ek dit herhaal? Verbastering is een van die sondes teen die Heilige Gees, en dit word jou nie vergewe nie. Interessantheidshalwe, in die 10de geslag, sou daar net een keer 'n nie-Adamiese persoon by die voortplantingsproses betrokke gewees het, en daarna net suiwer Adamiete, sal die 10de geslag net 1 miljoenste onsuiwer bloed hê, volgens die wiskunde. En nogtans staan Vader se woord steeds vas, dat die baster nie mag inkom. Daarom is rassuiwerheid so verskriklik belangrik. En ek kan my net nie indink hoe Vader se hart moet voel, as hy die verbastering op hierdie aardbol en in hierdie land moet gadeslaan nie. Dis wit en swart en dit hang aan mekaar. Ja, ek sal nie daarop uitbrei. En dit vier hoogtyd oor die aardbol heen. Europa wat blank was, is nou bont. En hier plaaslik gaan dit regtig rof en wild. Die sportwêreld is 'n vreeslike saak. Ek self, kan ek vir jou sê, ek kan dit nie verwerk nie. So hierdie teks word dus 'n hervertaling. Geen baster, Deuteronomium 23 vers 2, geen baster mag in die vergadering van Jahwe kom nie, selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van Jahwe kom nie, nooit nie. Nou voordat mense dalk dink, dit gaan net oor hierdie vreeslike saak van verbastering, daar's mense wat dink rondslaap in huwelike en voorhuwelike is dalk in orde. Egbreek beteken ook baie duidelik dat mans en vroue slegs met hulle eie huweliksmaats iets te doen mag hê en saam slaap. Anders is hulle besig met hoerery en egbreek. Dit word deur die Hebreërs bevestig van tekste soos aangehaal. Wanneer egter een party voortdurend hoerery bedryf of wat dit gepleeg word, mag mense skei. Daar is redes tot skei volgens die skrif. Al haat Vader dit. Die skrif is baie eng en streng oor ander rasse en ander soorte mense. Veral as gevolg van egbreek as vermeng, wat nie mag inkom in die Almagtige se vergadering nie. Ons het 23 vers 2 gelees. Kom ons lees vers 3. Geen Ammoniet of Moabiet afstammelinge van Lot met sy dogters, né? Geen Moabiet mag in die vergadering van die Jahwe kom nie. Selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van Jahwe kom nie. En 'n mens kan byvoeg, nooit nie. Nou meester Joshua het dit self onomwonde direk en baie duidelik gestel in Matteus 5 vers 24, teks wat nie almal baie goed, maar hy, dus Joshua, antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. En in daardie verhaal noem hy dan die Kananeese vrou, hy noem haar 'n hondjie. Eintlik is dit derogatief, dis eintlik in die oorspronklike sin soos dit bedoel is, baie afbreekend. Dis soos 'n klein nikswerk brakkie. Kom ons lees dit. Maar hy antwoord en sê, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Taamlik kras rassisties. So lees 'n mens dan ook van honde en die varke as simbolies van ander rasse en volke wat egte gelowiges as Adamiete of Israeliete sal verskeur wanneer jy met hulle te doen het en met hulle vermeng of jy met hulle ophou. Hy gaan omdraai en jou verskeur.
Sien die uitspraak van Matteus 7 vers 6. Moenie wat heilig is aan die honde gee. En gooi julle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. Dis verskriklike harde uitsprake. Filippense 3 vers 2. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Ons lees ook in Openbaring 22 vers 15. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Ek glo almal sien duidelik in dat dit duidelik bedui die varke en honde op soorte van mense. Dis nie regte varke en honde nie. En dit is nie net geestelike beeldspraak nie. Sien ook dan waarmee hulle vergelyk word in die ooreenkoms en die kenmerke met towenaars, met hoereders, met moordenaars. En ek praat met 'n persoon hier in verlede jaar wat vir ons kom kuier. Ek sal nie verder uitbrei daaroor nie, maar die persoon sê vir my, maar wat nou van Rut, die Moabiet, in Messias se voorgeslag? En nou, dis 'n studie en 'n boodskap op sy eie, ons kan dit dalk weer eendag herhaal, dit is al gedoen. En ek wil net vir julle sê, Rut was 'n suiwer Moabiet. Of, die ander teks wat toe aangehaal word, is vir my, is Deuteronomium 23 vers 7 en 8. Van die Edomiet en Egiptenaar wat ons nou nie as 'n gruwel moet beskou nie, en wie se derde nageslag mag inkom, nou in die vergadering van Jahwe. En dit klink baie keer of hier nou 'n teenstrydigheid is, né? En dinge maak nie so duidelik sin nie. Nou in Eksodus 11 vers 7 staan, dat Jahwe het dit teen Egiptenare, en in Malagi 1 vers 4 sê hy, dat hy vertorend is op Edom tot in alle ewigheid. Ek meen, oor Egiptenare, die Rooi See het hulle verswelg, daai hele leermag, dat niks oorgebly omtrent. Nou in die Nuwe Testament word dit bevestig, dat Jahwe sekere mense liefhet en party haat. Romeine 9 vers 13, finaliteit en versoening. Maar ook, die ander kant, rebellie. Soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. In baie plekke word Edom genoem dat hy uit Esau uit is. En ons weet dat Jakob het Israel geword. Nou, hoe kan die Egiptenaar nou skielik inkom, nou na die derde geslag? Skielik in die vergadering inkom. Duidelik is daar tog 'n fout, of 'n wanvertolking, of 'n verkeerde vertaling. So ons moet dit opklaar. Skrif moet skrif verklaar. En daar is sommiges wat beweer dat die woord Edomiet moes Arameer gewees het, omdat as jy na Hebreëus kyk, die res en die dalet letters in die oorspronklike amper dieselfde lyk. Dis amper soos 'n klein letter R en hy's net omgedraai. Maar die probleem is, al kon die rabbies dit per ongeluk omgeruil of verkeerd geskryf het, die woord Arameer agter die mem lettertjie, wat jy nie sommer kan oorslaan of 'n fout maak waarskynlik nie. En wat as oplet is dat mense baie keer met Gods woord beskryf word volgens die land of die landstreek van waaruit hulle kom, of waar hulle woonagtig is of was. Ek weet nie of jy dit weet nie, jy weet dit al raak gelees. Abraham, die aartsvader, word in Esegiel 16 beskryf as 'n Amoriet. Jy het dit al gesien? Nee? En Sarah as 'n Hetitiese vrou. Het julle dit al raak gelees? Ja. En Amoriet en Ammoniet is baie dieselfde. Dis beide heidene nasies, hierdie nasies wat genoem word as die gruwelike volke in die Bybel, in wie Jahwe 'n afskeid het, soos dit daar geskrywe is, en soos die Bybel stel, wat nie in die vergadering mag kom nie. So hier's 'n probleempie. As Abraham nou Moabiet of Amoriet moes beskryf is, né? Die punt is, omdat Abraham en Sarah in hierdie lande gewoon het, was hulle ook na hierdie volke vernoem. Nes Rut, wat 'n Moabiet genoem was, né? Omdat sy vanuit die landstreek van Moab gekom het, wat eintlik toe al aan die Israeliete behoort het vir 'n paar eeue.
Mense dink aan Moses. Hy het water geput daar vir Jethro se dogters nadat hy na die land Midian gevlug het. En toe vertel hierdie dogters, hulle vertel aan hulle pa, en ons lees dit vir Eksodus 2 vers 19. En hulle antwoord, die Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarom word Moses ook 'n Egiptenaar genoem. En terwyl hy baie trots daarop was om 'n Israeliet te wees, hy het tevens teen die Farao in opstand gekom oor hy besef het, hy is 'n Israeliet. En soos die Bybel hom ook noem, 'n Israeliet. Nou wil ek vir sê, natuurlik was daar Israeliete wat onder die Egiptenaars en Edomite ook gewoon het. Die klassieke voorbeeld in die Nuwe Testament is die Ethiopiër op die Waal, wat die wet en profete gelees het en later gedoop is, asook die Samaritaanse vrou daar by die put, wat water vir Messia geskep het, né? Beide was Israeliete, maar van 'n ander landstreek. Onlangs weer na 'n boodskap geluister, maar kon nie volhou nie. Ek moes hom nou maar afsit. Van die swart Ethiopiër wat nou ook in die vergadering mag inkom. Die Ethiopiër op die Waal. Ja. Dis waarmee die kerk hulle besig hou. Terug tot met die derde geslag. En ek wil erkenning gee, 'n klomp jaar terug het ek 'n stukkie geskryf en hierdie ding begin voorberei. En ek kry 'n boodskap hier en ek lees dit. En dis 'n sekere meneer Viljoen. Ek ken hom glad nie. En toe sê hy studie presies dieselfde as my. En ek sê, dank Vader, mens kry baie keer die wonderlikste bevestiging. Ons het tot enerse gevolgtrekkings gekom. Die wet van die Almagtige stel dat geen baster mag inkom in sy vergadering nie, en dit staan vas. Dit kan nie verander word. En nog minder sal die Vader deur Messia of op 'n ander manier dit self doen. Dis nie onderhandelbaar. Want hy is nie 'n veranderlike Elohim nie. Die toets vir Israeliete wat tussen vreemdes gewoon het, was dat die derde geslag hulle volle stamboom of dan geslagsregister moes kom voorlê, wat oor 3 geslagte strek. En dan was dit eers vir hulle beskore om in die vergadering te mag inkom. Dus as 'n kind in die derde geslag gebore word, en hulle bly nou in die vreemde land, en 'n suiwer stamboom kom voorlê, dan beteken dit dat by wyse van spreuke sy 2 ouers en ook die 4 grootouers dit ook sou kom doen. Anders sou daar mos nie bewys kon wees dat hy suiwer is, of dat hy dan in die heiligdom van Jahwe se teenwoordigheid mag ingaan, saam mag feeste hou ensovoorts, né? En die toets geld dan outomaties vir die ouers en die grootouers. Nou mens vind hierdie praktiese toets met Esdra en Nehemia, wat die volk uit ballingskap uitgelei het. Elkeen moes bewys lewer volgens sy stamboom dat hulle suiwer, Israeliete, Adamies is. Anders was hulle onbevoeg verklaar. Kom ons lees dit vir u. Nehemia 7 vers 64. Hulle het hul stamboom gesoek onder die wat in die register opgeneem is, maar dit was nie te vind nie. Daarom is hulle onbevoeg verklaar vir die priesterskap. En hoor dan die belydenis daarna. Ons gaan nie in diepte hierop ingaan nie. Esdra 10 vers 2, toe het Seganja, die seun van Jehiel, van die seuns van Elam begin spreek en aan Esdra gesê, ons het ontrou gehandel teen ons Elohim, dat ons vreemde vroue uit die volke van die land getrou het, maar tog is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak. Let wel, ontrou gehandel, dui ook dan op egbreek. Esdra 10 vers 3, laat ons dan nou 'n verbond met ons Elohim sluit om al die vroue en wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die raad van my Heer en van die wat beef vir die gebod van ons Elohim en laat volgens die wet gehandel word, mag ons volk maar begin beef hieroor. Dis my pleit. En toe hulle die wet hoor, Nehemia 3 vers 3, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder. Watter wet het hulle gehoor? Jy mag nie egbreek of verbaster nie. De laaste oor Deuteronomium 23 vers 7 en 8.
Dit is geen probleem wanneer mense dit lees in die konteks van die wet wat Jahwe gestel het in verse 2 en 3. Sekerlik was daar baie Israeliete wat tussen ander volke gewoon het, en dan ook so die nasionaliteite van hierdie volke gedra. Wanneer hulle egter in die volk wil aankom, om dalk godsdienstige feeste by te woon, ons het eerder gepraat van die Ethiopiër, die man op die wa. Hy het opgekom vir die fees vanuit Afrika. Kan jy dink die moeite? Dis honderde kilometers, en hulle het nie 'n vliegtuig gehad nie, of 'n vliegledery nie, en dit is dalk 'n donkie met 'n ou karretjie, of te voet. As jy vinnig gaan kyk, dit is baie ver wat hulle moes gaan, hè? As jy so 'n godsdienstige fees wou bywoon, moes jy jou stamboom kon voorlê. En as hulle dit kon doen, dan was hulle gehoorsaam aan die wet gereken, omdat hulle te midde dan van hulle vreemdelingskap nie verbaster het nie. Die Egiptenaar en Eremiet van Deuteronomium 23 is dus moontlik ook Israeliete, wat waarskynlik dan in daardie vreemde gebiede gewoon het, met 'n vreemde identiteit van wie hulle land van herkoms. Ek dink die probleem is min of meer opgelos. Net soos wat Moses, as 'n Egiptiese man gereken is, Abraham as 'n Amorite en Sarah as 'n Hetitiese vrou. Nou daar's 'n ander faset wat ons ook nie vandag oor gaan uitbrei nie. Die tekste kan ook profeties wees. En dis vir ons iets heeltemal anders wat dit dan sê, nie? Want Egipteland van destyds en die afstammelinge van Jafet kan mens vandag profeties vergelyk met Europa se blanke nasies. Glo my maar vry, ons sal eendag daarop uitbrei as jy wil. En die sogenaamde Eremiet is waarskynlik 'n Judaïet wat tussen die Esau se nageslag gewoon het, en hulle is vandag versprei oor die hele aardbol. Hier is definitief 'n hele paar Judaïete hier voor my vandag. Daar is ook mense wat verkeerdelik vermenging en verbastering sien as tussen mense van dieselfde ras, soos die boerevolk. Nou, ander dag weer na 'n groot geleerde geluister. Hy het soveel grade, dat ek dink is meer as sy ribbebeen. En hy sê die boerevolk is 'n basternasie. Dis 'n uitspraak. En ek is in my siel ingeskok. En toe afgesien dat hy die gekleerdes bybring, sê hy, maar ons is 'n vermenging. Ek wil vir u sê, ons is eerder 'n goddelike samevoeging van Hollanders, Franse, Duitsers, Skotte en ook Engelse, en vir 'n paar ander blanke Europese nasies. Dis almal van dieselfde Germaanse ras. En weet jy wat beteken die woord Germaan? Ek het dit al vir 'n klomp vertel. Die Engelse sê German. Dit kom van die Hebreëse woord ger, wat ras echt blank beteken. Pedigree white staan in een woordeboek. En die woord man beteken ook man. Daar sê vir op die bord, ger, ras echt blank, man is man. Die Germane as 'n ras is dus opregte, ras-egte blankes. Dis destyds met die oorlog vir die Turke ingekom het, hulle gepraat van die Germane, die Germaan, om hulle te onderskei van die Turke wat so 'n bietjie baie bruin en blas is. Hierdie nasies kan en mag onderling trou. Dis nie verbastering nie, want hulle is van dieselfde ras. Dis nie 'n baster nie, dis nie vermenging. Ons sal egter so 'n bietjie dieper kyk na egbreek. Nou, ons het reeds vir mekaar gesê dat egbreek is eerstens ontrou van huweliksmaats teenoor mekaar, asook dan ten grondslag vermenging of verbastering. En dit bring 'n mens by die tuin van Eden en wat Eva gedoen het, of wat haar oorgekom het. Terloop, die saak is baie breedvoerig behandel in 3 opnames van Bloed en Saad, waar ons dan ook bewys dat Adam was teenwoordig en het dan net so deel gehad aan die sonneval. Eva is fisies verlei deur die Satan en daar is 'n seun verwek, naamlik Kain, as mensemoordenaar van die begin af. Lees Johannes 8 vers 44. Daai woord mislei
verkeerdelik vertaal is verlei. Die Hebreëse woord is noshol, en sy betekenis is baie duidelik. Egbreek, die Hebreëse woord volgens een bron, is dan ook om die egtheid van 'n saak te versteur. En dit gaan baie diep. Om die egtheid van 'n saak te versteur. Hier is die egtheid in die tuin van Eden, van Elohim se beeldnis en gelykenis, versteur. Deur hierdie vermenging en verbastering van Elohim se grootste vyand, naamlik die Satan. Wat sê dit? Verhouding is verbreek. Eva se nageslag as die Satan se saad, soos hy daar in Genesis 3:15 sê, jou saad en haar saad, terwyl hy met die Satan praat. Hy praat van jou saad, die Satan se nageslag, en dis fisies, die woord is tsara in Hebreëus, en in Grieks is dit sperma. Almal weet presies wat dit beteken. En daar is 'n ewige vyandskap ingestel tussen hierdie twee saadlyne. En party lyk net soos jy en ek. En dit is eers 'n vyandskap wat met die volëinding van die eeue, wanneer die Messia kom, sal verander, want hulle sal uitgewis word. So hierdie 7de gebod, in die tyd van Eden was dit nog nie deur Moses neergeskryf nie, is toe al verbreek en oortree. En dit word steeds elke dag op allerlei maniere oortree. Hoekom sê ek die wet was toe al oortree? Onthou, Jahwe se wette is van ewigheid tot ewigheid. Dis nie oor Moses hulle neergeskryf, dit is nou skielike wet. Swaartekrag, as ek hierdie ding laat val van hy grond toe, dis van ewigheid tot ewigheid, dit verander nie. Nie oor Moses het neergeskryf het, is dit nou skielike wet nie. Daar's nog 'n aspek ten laaste. By die berg Sinaï het ons almagtige Vader met Israel verbond gesluit en as het ware in die huwelik getree en het sy vrou geword. En die 10 gebooie was die huwelikskontrak. Dis iets wat jy almal behoort te ken en te weet en in te sien. Ons gaan nie nou daarvoor skrif gee as bewys plaas nie. En Israel as sy vrou het destyds gehoreer agter vreemde gode aan en agter vreemde volke aan. Ons het net gelees van Esra en Nehemia. En ook op baie plekke verbaster daarby, wat eintlik dan dubbele egbreek is by wyse van Spreuke. Ja. En sy het ook 'n skeybrief gekry. Gaan lees Jesaja 50 vers 1 en Jeremia 3 vers 8. Ja, dis reg. Die vreemde gode is 'n ewig groot probleem, afgesien van die vermenging en verbastering, want hierdie volk het grootliks verval in afgodediens deur al die goed wat aangehang word en voorrang geniet bo ons Elohim. Dis vandag nog so. Byvoorbeeld deur die sportgod en ander gode soos Mammon, aantal. Hoeveel van ons mense is besig as dit gaan oor 'n geldjie, dan sê jammer, ek kan nie hier wees nie. Ons kan dit nie doen nie. Ek moet oor tyd werk. Ons kan nie hier wees nie. My baas het gevra, ek moet nou Sondag bietjie instaan. Ons kan nie die erediens bywoon. Wat is jy besig om te doen? Ek is seker jy kan met jou baas reël om hierdie Sondag af te vat en te sê volgende Sondag wanneer ons nie diens het nie, sal ek daar wees. Dit kom neer op egbreek. Kan jy sien hoe ver gaan egbreek? Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie die verhouding breek nie. En tog is ons almagtige in sy genade so wonderbaar. Hy het vir ons beloftes gemaak dat hy ten spyte van my en jou ontrou, ten spyte van ons ontrou, ten spyte daarvan dat ons baie egbreek gepleeg het, hy weer sal en gaan kom en ons gaan terugneem. Dat hy 'n suiwer oorblyfsel weer as sy bruid gaan opraap in sy arms. Wanneer hy weer kom as die Messia, Yeshua, met sy wederkoms, en dis eersdaags. Mense berei jy voor, dis baie naby. Dis voorspel deur die profete, dat daar herstel kom, dat hierdie volk weer Jahwe se vrou gaan word.
dat daar 'n suiwering en 'n kentering kom, 'n omdraai in die gemoed. Jesaja 61 vers 10. Hier skryf die profeet wat dit vooruit sien. Hy sê, ek is baie bly in Jahwe, my siel juig in my Elohim, want hy het my bekleed met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Jahwe as Messia Yeshua kom bekleed ons met sy geregtigheid, sy klere van heil. Hy het dit tevens klaar gedoen op Golgotha. Dit is ons sinne, jy moet dit net aantrek. Sefanja 3 vers 14. Jubel, o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. En nie almal wat na ons geluister het, weet dat die dogter van Sion of van Jerusalem ook direk op die boerevolk dui. Dis vir ons bedoel. Openbaring 21 vers 2 en 3. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van Elohim uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Ons het net daarvan gesing, wat 'n wonderlike lied, né? Die nuwe Jerusalem as die gereddes is mense, is Adamiete, is Israeliete, as uitverkorenes vanuit Israel. En dis deel van sy bruid. Kom ons lees vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En Elohim self sal by hulle wees as hulle Elohim. Hy kom by ons tabernakel. Die betekenis van die woord is om by ons te woon, in te woon. En by ons as sy volk, nie ander volke nie. Dis baie sterk. Vers 9. En een van die 7 engele met die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het aan my gekom en my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. Nou hier is nog 'n klein stukkie verborgenheid, klomp van u ken dit, maar net by herhaling. Die Griekse woord vir vrou hier is G135, dis gunei. Die Engels vertaal het as wife. Dis 'n vrou wat reeds getroud was, nie meer 'n maagd nie. En dit pas net by Israel, wat hier 'n tweede keer met Messia Yeshua in die huwelik gaan tree. Wat 'n heuglike vooruitsig, né? Sy vrou Israel, wat op soveel maniere ontrou was en steeds op die oomblik is. Weet jy, hierin is 'n pragtige ding vir ons elkeen. Dat hy elkeen van ons eintlik soveel kansse gee. En indien ons sondes bely in Johannes 1 vers 9, wat jy almal ken, dat ons deel van sy bruid kan wees. Hy vee ons oortredinge uit so ver as die ooste van die weste. Hy onthou dit nie meer nie. Dat hy weer die verhouding met ons as sy vrou en as sy bruid herstel. Wat 'n fantastiese vooruitsig. Hoe wonderbaar is dit dat hy ook spesifiek die boerevolk uitgesonder het, soos in Sefanja 3 vers 14. Die verstrooide gemeente oor kan die riviere van Kus. Gaan lees asseblief weer en bestudeer Jesaja 18 en Sefanja 3. Kom ons juig en ons jubel saam in Messia en dank hom vir sy genade. Want dit is alleen deur sy genade, sy liefde en ons geloof in Messia, dat ons hierdie heerlikheid van die ewige lewe sal kan smaak. Openbaring 22 vers 17 sê, en die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil het die water van die lewe geniet. Neem verniet vir my. Kom ons bid saam. Maar wat kan ons anders sê as baie, baie dankie vir u versoening op Golgotha, en dat u die verhouding tussen u en ons herstel het, met u eie bloed daarvoor betaal. Dat u ons weer eersdaags in die arms gaan opraap, en ons as u bruid kan lewe, saam met u vir ewig. Dat ons u bruid is en gaan wees. Wat 'n heerlike vooruitsig, waar ons juig en jubel en ons eer u en aanbid u
en ons het U lief, my